speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Amen, amen. Ons kan vanoggend sing, hy maak my lewe nuut. Hy gee vir my 'n nuwe lewe. Weet jy hoekom? Want Jesus leef. Hy het opgestaan. Hy het opgevaar. En hy kom weer terug. Amen. Hy kom weer terug. Halleluja. Amen. En omdat hy terugkom, 10 kan ons sing, ons koning kom. Amen. Begin en die einde en wat is, wat was en wat kom. My hart wil sing, alle eer wat ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, keer aan hoog, halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te sal buig, elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom, halleluja, ons koning kom, sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In die donker wêreld vir almal, wie sal die volk kom lei? Die ruiter op die windperd, hy kom vir jou en my. Kom ons sing het. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom, halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom, halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom,
Hy kom ons te Halleluja. Amen. 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 Die woord van die Here sê, loof hom met psalms, loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met tamboerijn. Laat alles wat asem het, die Here loof. Amen. Nou ons gaan nou die Here loof met ons stemme, met ons instrumente. En ons gaan sê, prys die Heer, o my siel, en alles wat in my is. Amen. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sal vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. En prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. En prys die Heer, als wat lewe, prys die vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Sing het saam met ons. En prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. En prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer, prys die Here, prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. En prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Die hele skepping sing nou saam, en alles wat lewe, roem sy naam. En prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. En prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Wie kan vanoggend saam met my sê, dat die Here vir hulle goed was in 2026? 25, ja, hy gaan goed wees in 2026. Maar vir wie was die Here goed in 2025? Jou gesondheid, jou kinders, ten spyte van al die stryd, die omstandighede, die moeilikhede, dis altyd daar, het gaan nooit ophou nie. As die Here vir iemand goed was, en regtig goed was, wil jy nie saam met my sê, prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Nog eenmaal, sê dit net, sê vir hom dankie. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed.
ons gee vir hom 'n lofoffer, want hy is dit alleen waardig. Amen. Ons stel pastoor Frans Nolte aan die woord van NLK Gemeente, kry jou Bybel reg en maak jou hart oop vir die Heilige Gees. Julle kan julle sitplekke neem. Ek vra om verskoning, maar die krag is af. Op nuwe jaar het Eskom besluit hy gaan hier rond die krag afsit. Is dit nie wonderlik nie? Maar ons is hier, julle is hier en ons gaan kerk hou. Baie dankie musikante. Julle kan julle sitplekke neem. Ek is so bly om julle te sien vir 'n nuwejaarsboodskap. Want ons staan aan die begin van 2026. Dis 'n nuwe jaar wat vandag begin. Dis nog 'n baba. En hierdie jaar is vol nuwe verwagtinge, nuwe hoop, nuwe uitdagings. In hierdie jaar moontlik word jy 'n miljonair. Julle is nie opgewonde om miljonairs te word in hierdie kerk nie. Michael, jy kan hom vir my opsit vanoggend. Nou ek hoop dat in hierdie jaar, in plaas van dat ek 'n miljonair word, dat ek 'n bietjie nader aan die Here sal leef. Dat ek hom sal leer ken. En dat ek in hom myself sal vind. En ek bid dan vir jou in 2026 vir geopende oë in 2026. En dis ook waaroor hierdie preek dan vanoggend gaan, is geopende oë. Michael, jy kan saam met my bly, jy kan aangaan vanoggend, ons gaan lekker bedien, maar die vraag wat ek jou vanoggend wil vra is, wil jy oorbegin in 2026? Wie het al gehoop, jy kry 'n remote, en op hierdie remote is daar so 'n reset button. En dan kan jy hom net druk en jy kan jou hele lewe oorbegin. Want van ons is ek seker sou dinge baie anders gedoen het as wat ons het gedoen het. En as jy nou te heilig is en jou lewe is perfect, good for you, maar ek weet van 'n paar van ons mense wat daai reset knoppie sou druk so vinnig as nou. Amen. Do over. Daar was 'n storie gewees, 'n film van 'n man met 'n remote en dan kon hy hom druk. En as hy kwaad is vir sy baas, dan pos hy sy baas en dan slaat hy sy baas en dan plei hy hom weer. Of as hy 'n mooi girl sien verbyloop, dan druk hom in slow motion in. Het julle daai film gekyk? Gaan kyk hom, hy's goed. Maar daar is ongelukkig nie regtig in wese so 'n reset do-over button nie, maar jy kan enige oomblik in jou lewe oorbegin saam met God. En miskien lyk jou oorbegin in 2026 nie soos 'n volledige plan nie, maar dalk lyk dit soos Hagar se woestyn. En ek wil vanoggend met jou gesels oor Hagar en hoe God Hagar se oë oopgemaak het, sodat Hagar kan sien. Maar ek moet jou eers gou vertel van Hagar voordat ons by hierdie skrif uitkom. Jy kan die skrif daar los, maar jy moet weet wat het voor Genesis 21 gebeur. Daar was 'n man met die naam van Abraham. Vader Abraham het baie seuns. Baie seuns het Vader Abraham. Ek is een van hul en so is jy. So sing saam en wees bly. Was julle in die sonnaskool mense? Maar Abraham het 'n vrou gehad, Sara. 'n baie mooi vrou. Maar Sara kon nie kinders kry nie. En toe Sara nou al oud is, seker hier na 60s en 70s, toe sê die Here vir haar, Sara, jy gaan nou 'n kind kry. En Sara lag, want dis onmoontlik. En wie wil nou op 60 'n kind hê? Jene, ek is 30, ons het 3 en ek is klaar. Ek wil nie weet hoe voel jy op 60 nie. En sy kry die belofte en sy dog toe wel nee, miskien het die Here dit anders bedoel. Kom ek kry vir hom 'n vroutjie, Hagar, by bediende. En sy, Sara, gaan na Abraham toe, sy sê vir hom, Abraham, wil jy nie saam met my bediende dan nou die nag spandeer en vir ons 'n nageslag verwek nie? En weet julle wat sê Abraham? Die broer sê nie, ek gaan eers daarom dink nie. Hy sê ja, dis 'n plan. So dit sê vir my, dit moes 'n mooi bediende hierdie gewees het. Want hy dadelik te vinnig ja gesê. En Ismael word gebore. Ismael, wie het al ooit van die Islamiete gehoor? Dis waar hulle vandaan kom. Nie die geloof nie. Die geloof is nou eers so 1400 jaar terug gestig. Maar
die nasie, die islamitiese nasie ontstaan toe uit Ismael uit. En dis nie lank nie en Hagar wip haar. Sy is kwaad vir Sara en sy vat haar kind en sy's in die woestyn met haar kind. En sy huil en sy's verdrietig. En sy kom amper om, sy sterf amper van hierdie woestyn. En God sien haar raak. En sy noem toe ook God El Roi, die God wat my raak sien. Is dit nie pragtig nie? En die Here sê vir haar, Hagar, jy het jou nou gewip, maar gaan terug. Jy moet gaan werk, gaan onderwerp jou aan Sara. Gaan onderwerp jou aan daai kwaai 60-jarige tannie. En gaan werk vir haar. En ek sê dit vanoggend vir jou, want jy moet sien hoe lyk Hagar se lewe. Hagar is eintlik onskuldig in hierdie hele storie. Sy het nie Abraham verlei nie. Sy het nie vir Abraham oogies gemaak nie. Sy het 'n opdrag gekry van haar heerser, Sara, en gesê, hoorie, jy sal saam met my man slaap en julle sal 'n kind verwek. Want onthou, in daai tyd was haar slawe gewees, dis 'n ander konteks. En nou word sy swanger, sy doen wat van haar verwag word, en toe sy swanger word en sy kry 'n kind, toe staan dieselfde Sara wat vir haar opdrag gegee het, onmiddellik gekant en lelik en wreed met haar, onmiddellik. En is so erg dat, dink gou hier aan, dis vir Hagar so erg, dat sy die woestyn beter ag, as om saam Sara onder een dak te bly. Was jy al in 'n woestyn? Kom ons pos net gou die preek. Ek het die voorreg gehad om in Namibië te reis, so 2 jaar terug, en die pastoor saam wie ons reis 'n kar breek, of al 3 die wiele het mos nou pap geword, is dit die storie, né? En ons het geen ander opsie nie, die pastoor in die bakkie agter ons laai toe die bande in die bakkie in, en ons moet daar by die kar bly, en weet julle wat? Ek kan nie verstaan, hoekom het hy nie die aircon aangelos vir ons in die kar nie, wat was die rede vir dit? Nou dat ek daaraan dink, is ek sommer kwaad, want hoe gaan lê ons onder 'n boom in solitaire? Wat is fout met ons? Yesterday, ek gaan hom môre bel en vir hom sê, hierdie is onnodig geweest. Maar in 'n geval, mense, daar lê ons in die Namib woestyn, in solitaire onder 'n boom. As die wind waai, dan brand die woestyn jou. Jy wil nie hê die wind moet waai nie, jy bid nie vir wind nie. Want as daai wind so oor daai woestyn waai, dan is dit vuurwarm, dis soos 'n gloed. Ek kry so warm, ek trek my ringe uit, ek los dit daar, ons het die ringe gesoek vir 'n lang tydperk daar in die woestyn rond. Daar's niks. En ek lê daar en ek sê, Here, ek is reg. Ek maak almal om my negatief. Ek is depressief binne 5 sekondes onder daai boom. Nou moet jy weet hoe hierdie vrou gevoel, wat die woestyn ken, en daar bly en daar groot geword het, en gesê het, ek sal eerder in die woestyn gaan bly, as om 'n dag langer in hierdie omstandighede te wees. Wie het al ooit so gevoel en gesê, Here, ek sit in hierdie omstandighede by my werk, of by my huis, of in my lewe. Ek wil net hier wegkom, ek gee nie om waar dit is nie. Want Hagar was op so 'n plek. Maar God sê vir haar, nee, Hagar, gaan terug. Daar's werk vir jou om te doen. En dis presies wat ons nou gaan lees in Genesis 21 vers 9 tot 16. Baie jare daarna, na hierdie insident, net 2 hoofstukke in die Bybel, maar jare daarna, lees ons in Genesis 21 vers 9 tot 16. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, onthou Sara het ook toe nou uiteindelik swanger geword hier in haar 70's. Dalk 80's. Is daar enigiemand 70 of 80 hier in die kerk? Is daar so iemand? Kan julle net gou opstaan? Ek wil sien wie's almal 70 of 80. Staan op julle voete. Al die dames wat 70 of 80 is. Daar is vir julle hoop, prys die Here. Wees nie bevrees nie. Vir Sara het dit gewerk. En Sara word swanger en nou sy swanger en hoor wat doen Ismael. En toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin wat sy vir Abraham gebaar het, spot. En sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. Eerste keer sê Sara vir hom, hier's Hagar, slaap asseblief saam met haar. Wat sê hy? Ja. Nou sê Sara, hier is
Hagar, jaag haar weg. Hoor wat sê hy? En die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham vanweë sy seun. Maar God het aan Abraham gesê, laat dit nie verkeerd wees in jou oë ter wille van die seun en van jou slavin nie. Luister na Sara in alles wat sy van jou verlang, want deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag genoem word. Maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou kind is. Toe is Abraham die môre vroeg op, en hoor net hierdie is vir my die ergste gedeelte. Abraham was seker een van die mees rykste mans in die Midde-Ooste op daai stadium gewees. Hy het slawe gehad, hy het goud gehad, hy het esels gehad, kamele gehad. Man, as hy vandag geleef het, het hy 'n Land Cruiser gehad. Hy het dit gemaak in die lewe. En hoor wat gee hy vir sy kind? En jy sal nou dink hy sal vir hom iets gee. En hy het brood en 'n sak met water geneem en dit aan Hagar gegee, deur dit op haar skouer te sit en ook die kind, en haar weggestuur. Sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Beersheba. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp en geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. En sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Jy sien, Hagar was nie 'n familielid nie. Hagar het nie familie gehad nie, sy was 'n slavin, geen regte, geen stem nie. Niks wat sy gesê het tel nie. Niks wat sy gedoen het was goed genoeg gewees nie. Sy het geen beskerming gehad nie. Inteendeel, as 'n slaaf in daai tyd was haar enigste reg was om kos te kry. Dit was omtrent dit gewees. En dit is hoekom Abraham ook net vir haar brood en water gee. Hy gee vir haar die minimum wat haar toekom. Hy gee nie vir haar 'n severance package nie. Hy gee nie vir haar UIF nie. Hy gee nie vir haar 'n pensioen wat uitbetaal nie. Hy gee vir haar net kos en water, want is al reg wat sy gehad het. En hy stuur hierdie vrou in die woestyn in. Haar seun is die oudste seun, maar haar seun mag nie erf nie. Haar seun is die eerste seun, dis Abraham se oudste, en vir 13 jaar het Abraham saam met hierdie seun 'n band gesmee. En kan jy jou dink, wat moet sy vir haar seun sê? Hoekom jaag sy pa hulle nou weg? Wat sê jy vir jou seun van 13? Hoekom het jou pa my en jou in die woestyn in weggestuur met 'n ou brood en 'n sak water? Wat sê jy vir jou kind? Die vernedering, sy het nie familie om na terug te gaan nie, sy kan nie gou vinnig, sy kon nie na Abraham se skoonma, haar eie ma toe gaan nie. Dis mos wat die vrouens doen as hulle kwaad is vir die mans, dan klim hulle in 'n kar en hulle gaan na hulle skoonma toe. Maar dis nie die ergste ding wat gebeur nie, as hy skoonma saam terugkom met jy. Ja, dis 'n moeilikheid, maar sy het niks van dit nie. Sy het nie 'n familielid nie. Sy en haar seun in hierdie woestyn. En miskien voel jy vandag dat 2025 jou ook so uitstuur met brood en water, en dis dit. As jy vandag dink aan 2025, dalk voel dit vir jou of jy nie 'n afskeid kry nie, dis meer 'n uitsettingsbevel. Jy het vanoggend opgestaan en gesê, dank die Here, 2025 is verby. En elke dag voel dit vir jou, jy het net genoeg om te lewe vandag. Jy voel soos Hagar onnodig en oorbodig. 'n Onregverdige uitsetting. En tog het jy groot verantwoordelikhede. Hagar was op so 'n plek in 2025, kind van die Here, is vir baie van ons dieselfde. Waar jy voel, jy was eers nuttig, jy het eers 'n doel gehad, jy het eers 'n mooi plan vir jou lewe gehad. Ek sê nou die dag van Mariek, dis dalk tyd dat ons moet vrede maak met 'n paar goed. Ons gaan nie in 'n mansion in bly, sommer gou nie. Ek gaan nie daai jet kry nie. Ek gaan nie daai Mercedes S-klas ry nie. Ons raak nou oud. Ek kan dit sien, hier begin die eerste 3 plooie te vorm. Die lewe voel eintlik of dit net so verbygegaan het en jy's in die verkeerde kant van die lewe. Hagar het nooit gedink sy en haar seun Ismael
gaan in die woestyn opeindig nie, want dink gou hier aan, sy het vir 13 jaar die verwagting gehad dat haar seun die erfgenaam gaan wees, wat al hierdie goed gaan erf. Die huishouding het haar anders hanteer. Sy was heel moontlik op 'n klein stoeltjie geplaas, want haar seun is die erfgenaam van alles wat Abraham het, en hy het baie gehad. Regtig, ek kan vandag vir jou sê, in vandag se rand en sentwaarde het hierdie man miljarde gehad in terme van vee en besittings. Hy was so groot op 'n stadium dat die Amalekiete vir hom gesê het, trek hier weg, jy's te groot vir ons. Regtig 'n vermoënde man. En sy het hierdie koestering gehad, hierdie gedagte dat haar seun gaan alles erf, en nou het sy niks. En as jy so terugkyk op jou lewe, miskien sou jy ook graag eerder 'n dit of 'n dat wou gewees het, en 'n dit of 'n dat gehaat het. Maar vanweer die lewe, bevind jy jouself nou in 'n woestyn. Dit is onregverdig, en al wat jy dalk het om te wys is 'n ou sakkie water en brood. Geen verduideliking nie, maar jy het nog steeds verantwoordelikhede. Jy het nog steeds 'n las wat jy moet dra. En nou dwaal jy rond in hierdie woestyn van die lewe. Jy's 'n swerwer. Jy val van die een na die volgende een. Ek het al baie gesien in my kort bedieningstyd hoe dat mense van die een huwelik na die volgende huwelik, na die volgende huwelik, na die volgende huwelik toe val. Van die een werk na die volgende werk, na die volgende werk. Van die een kerk na die volgende kerk, na die volgende kerk. Van die een vriendskap na die volgende vriendskap toe. En dit werk net nie uit nie. Jy is soos 'n swerwer en jy dwaal rond. Jy het nie 'n kaart nie, jy het nie 'n kompas nie, jy het nie 'n rigting nie. Jy vat elke dag maar net soos dit kom. En dan sing jy ook vir jou daai pragtige koortjie, one day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Ek onthou my ouma, en haar eerste man wat toe nou my oupa was, ek het saam my ouma en oupa groot geword. En dit was eintlik my stiefoupa, maar haar eerste man, wat my oupa was, hulle het geskei. En ek sal nooit vergeet nie, as hierdie ouma van my, en hierdie oupa, wat nou my stiefoupa is, wat haar tweede man 'n stryd gehad het, julle sal hierdie goed moet uitedit, né? Stryd gehad het, dan het sy nou in die sitkamer gaan sit, en dan het sy daai pragtige liedjie gesing van Don't forget to remember me. And the love that used to be. Ken julle daai lied? I will remember you. I love you. Ek is seker as Hagar kon, wat sy nie kon nie, sou sy hierdie lied in die woestyn gesing het. Die lewe van 'n swerwer. Moet val van die een na die volgende. Elke tree is 'n bietjie swaarder, en die water raak al hoe minder, en die hoop raak al hoe minder. Sy dwaal alleen rond. En intussen dra sy nog die vrag van 'n seun ook, want baie keer ons omstandighede, ons onregverdige omstandighede het 'n effek op die mense wat ons liefhet. Die omstandighede waarin ons onsself bevind, strek nie net tot my nie, dit strek ook tot my kinders en my kleinkinders, my vriende, my man, my vrou. Hierdie omstandighede is amper soos 'n ripple effek, almal word deur dit geraak. Jy voel soos 'n las, en jy het 'n las. Ek het as 18-jarige seun, het my ouma vir my dit baie duidelik uitgespel, jy gaan nie op ons nekke kom lê nie. Ek weet nie wie van die ou mense ook so praat nie, julle moet ophou met dit, dis baie lelik. Jy gaan nie op ons nekke kom lê nie. En dan saam met dit sou hulle ook gesê het, jy's nou 'n uitgevrete lummel. Ek weet nie wie het ook sulke goed al in hulle lewe gehoor nie. Dis nou maar tipiese Afrikaanse ding, né? En dan het hulle vir my daarna gesê, as jy nie hard leer nie en as jy nie werk nie, gaan jy by Pick n Pay sakkies gaan pak. Nou julle, van alles in hierdie lewe, en ek bedoel dit nou nie lelik nie, maar ek was so bang vir dit soos die duiwel vir 'n slypsteen. Ek het besluit ek gaan leer en ek gaan net iets doen. Maar sakkies pak gaan ek nie. Ek sal die bestuurder word van Pick n Pay, maar ek gaan nie sakkies pak nie. Ek het hard gewerk om dit nie te doen nie. Maar weet jy, baie keer beland jy daar waar jy sakkies pak. Baie keer beland jy in 'n plek waar jy nie wou gewees het nie. Hagar wou nie in die woestyn wees nie, maar sy beland daar en nou swerf sy. Die woord van die Here sê, en sy het rondgedwaal in die woestyn van Berseba. Daar rondgeloop en rondgedwaal, sonder koers, sonder rigting, sonder niks. En toe raak die water op.
toe raak die brood op. En toe alles wat sy het van haar af weggeneem was, wat letterlik net die water was, wat Abraham vir haar gegee het, toe begin Hagar se oor begin. En baie keer in my en in jou lewe, wanneer alles van ons af weggevat word, en het voel of ek regtig nou die laagste punt in my lewe bereik het, en weet jy kan alles hê en nog steeds hier binne voel jy het niks nie. Jy kan 'n mooi kar en 'n mooi huis en 'n mooi alles hê, en ten spyte van dit voel dit in jou hart, of jy net eenvoudig 'n swerwer in 'n woestyn is, in die woestyn van die lewe. Maar Hagar, toe daai laaste bietjie water opraak, toe verander God haar lot. Die woord van die Here sê, sy gaan sit vir Hagar daar aan die ander kant, vir Ismael daar aan die ander kant, en sy loop, en net toe Hagar wou opgee, sy het nie eens gebid nie. Dit is my so interessant, die eerste keer het sy gebid, hierdie tweede keer toe bid Hagar nie. Ek weet hoe dit voel, en ek is seker jy weet ook hoe dit voel, om op 'n plek te kom, waar jy nie eens krag het om te bid nie. Waar mense vir jou sê, ag bid maar net, en jy in jou hart dink, ek wil nie bid nie. Ek kan nie bid nie. Ek het nie die moed om te bid nie. Was jy al op 'n plek, waar selfs jou gebed oorbodig voel, waar selfs jou gebed spanning is? Ek onthou, op 'n stadium het ek net gaan lê, so in die pastorie se tyd nog, toe ons hier langs aan gebly het. Ek het lekker gebid in die pastorie, ek bly nou nie meer daar nie, Tannie Antoinette, julle moet nou maar namens my bid, daar in die pastorie, maar ek het eendag net daar gaan lê, en al wat ek kon sê is, Here, help my asseblief. Al woorde, Hagar kon nie eens dit sê nie. Sy kon nie eens bid na die Here toe nie, want vir haar was daar eenvoudig nou net nie meer 'n oplossing gewees nie. Ek dink Hagar het God dalk verkwalik. Ek dink in haar hart het Hagar miskien ook ongelukkigheid teenoor God gehad, en hoekom ek so sê is, want Abraham sê, ek gaan haar nie wegjaag nie, en hy het seker vir Hagar gaan sê, moenie bekommerd wees nie, ek gaan jou nie wegjaag nie. En nie lang daarna nie, toe kom hy en hy sê, hoorie, jy moet môreoggend jou goed vat en loop, en sy sê vir hom, hoekom? En hy sê vir hom, want God het gesê, jy moet gaan. Dit is verskriklik waar hierdie vrou is. Maar net toe sy wou opgee, en ek wil vanoggend profeties dit vir jou ook sê, dat 2026 kan vir jou ook 'n nuwe begin wees. As al jou water uit is en jou brood is klaar en jy voel, jy staan met jou rug teen 'n muur, kan ek dit vandag vir jou sê, is jy op die beste moontlike plek vir God om 'n wonderwerk in jou lewe te doen. 'n Wonderwerk in jou huis, 'n wonderwerk by jou werk, 'n wonderwerk in jou lewe, 'n wonderwerk in jou kop, 'n wonderwerk in jou hart. Nou, die woord van die Here sê dat God het die kind gehoor, en ek wil graag vir jou lees vanaf vers 17 wat gebeur. Want dis waar die storie draai. Toe hoor God die stem van die seun, en die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou? Ons lees baie keer die Bybel so klinies, maar ek dink die hemel het ook 'n sin vir humor. Het jy al ooit iemand gesien in 'n toestand, en dan dink jy, wat gaan aan met jou? En hier sit Hagar in die hemel, dink ook, wat gaan aan met hierdie vrou? En jy gaan nou hoor hoekom die engel dit vir haar sê. Hagar, hier's 'n storie hier aan die kom, want onthou, God sien die hele prentjie raak. Toe ek skaak gespeel het, en ek kan skaak speel, is daar iemand wat kan, behalwe Michael Schroeder wen my altyd. Yes, weet ek. En Dion ook, maar ek seker hy kroek. Hy het 'n rekenaar aan die ander kant. Maar behalwe nou Dion en Michael, dink ek sal julle wen, hoor. Maar hulle het ons geleer, as dit moeilik gaan, staan op en kyk van bo af. Die prentjie lyk baie keer net 'n bietjie anders van bo af. En nou moet jy weet, wat sien God? En jy gaan nou sien wat God sien. Maar nou God sien 3 goed. Hagar sien 2. Hagar sien haarself en Ismael, en hulle gaan doodgaan. God sien 'n derde ding wat Hagar nie sien nie. En nou vra die engel vir haar, hey, wat gaan aan met jou? En dan sê hy, wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Staan op, gaan tel die seun op, en was hom met jou hand. So, sy moes hom gewas het met sand, né? Dis mos maar wat julle het seker geweet, die kooi sand doen dit ook, hulle was hulle so, né? Ons gaan nou by die volle storie kom. Want ek sal hom 'n groot nasie maak.
En daarop het God haar oë geopen en sy sien 'n put. Nog die hele tyd is daar 'n put in daai plek waar sy dink sy gaan doodgaan. En sy huil en die seun huil en hulle gee op, maar daar's 'n put en dis hoekom God uit die hemel vir vra, Hagar, wat's fout met jou? Gaan drink water, daar's 'n put. Sien jy hom nie? En God was met die seun en hy het opgegroei en in die woestyn gewoon en 'n boogskutter geword. Nou daar's 'n paar dinge wat vir my baie interessant is in hierdie verhaal. Nommer 1, en dit is dat die engel met haar praat, maar wat vir my so kosbaar is, dat Hagar kon nie die oplossing sien nie. Hoeveel keer kom ek en jy in omstandighede, maar ons kan nie die oplossing sien nie? Hoeveel keer was jy al in 'n probleem en dan kom iemand anders na jou toe, gee vir jou 'n bietjie raad, dan dink jy, hoekom het ek nie daaraan gedink nie? Jy sit in hierdie omstandighede, jy sit in hierdie probleem, jy sit in hierdie situasie en jy weet nie hoe om hier uit te kom nie en die oplossing is daar. Ek dink God het ook al baie keer vir my en vir jou gevra, wat gaan met jou aan? Daar's die oplossing. God het nie die put gegrou nie, Althea. Hy het nie die put laat verskyn magies nie. Hy kon dit doen, maar dit was nie nodig nie, want die put was nog die heeltyd daar gewees. Sy kon hom net nie sien nie. Hagar kon doen wat sy wou, sy kon nie hierdie put gesien het nie. En die grootste wonderwerk in hierdie verhaal is dat God Hagar se oë oopgemaak het. En my gebed vir jou is dat God jou oë vandag in hierdie kerk sal oopmaak. My gebed vir Nuwe Lewe Kerk en vir elke gelowige en vir elke ongelowige is dat jou geestelike oë sal oopgaan vir 'n oomblik. Want hierdie storie is nie so uniek soos wat ek en jy graag sal wil glo nie. Weet jy wat is seker een van die beste goed, the turning point van hierdie verhaal? Die Bybel sê, en hulle het in die woestyn gebly. Toe die put verskyn, toe is hulle nie uit die woestyn uit nie. Toe maak hulle 'n sukses van die woestyn. Jy sien, God wil hê, jy moet 'n sukses maak van die woestyn waar jy is. Maar jou oë moet eers 'n bietjie oopgaan. Jy moet net eers weer die put kan sien. Jy moet net eers weer die bron kan sien. Michael, jy kan vir my aangaan. Jou put is ook voor jou, jy sien hom net nie. Jou oplossing is ook vandag hier, en ek wil jou vat na die grootste oplossing wat die mens het, en wat ons ontvang het van God af. Eerstens, ek en jy is nie baie verskillend van Hagar nie. Ons kry ook onregverdige houe in hierdie lewe. Ons beland ook in 'n woestyn waar ons nie noodwendig wou wees nie. Ek is seker almal hierso sal in 'n pragtige huis daar op Langebaan wil bly. Is daar iemand wat ook so voel? Ag, prys die Here, ek wil nie alleen wees nie. Ek is seker almal wat hier sit vandag wou ook kinders gehad het wat as jy in 'n vertrek kom dan sê hulle, ag pappa, sit jy hier en trek vir die stoel uit. Mamma, wil jy 'n koppie tee? En dan sit jy met 'n klokkie daar en dan lei jy hom. Maar nou het jy 'n kind gekry wat sê, ag ma, ag pa. Ons almal wil hierdie ideale lewe bitter graag gehad het. Maar net soos Hagar is dit nou wat dit is en ons is waar ons is. Jy sit ook dalk nou en het op 'n plek gekom waar jy sê ek wil net afstand doen want Hagar het afstand gedoen van Ismael. Maar daar was ook so 'n vrou en ons moet bietjie bly want duisende jare daarna toe kom Jesus ook by 'n put. En hy sien die Samaritaanse vrou baie soos Hagar. Baie soos Hagar, die vergelyking is eintlik groot. Want jy sien die Hagar tipe is reg deur die geskiedenis maar deel van die menslike bestaan. Onregverdige behandeling, onregverdige lewe, 'n woestyntydperk, maar Christus kom ook by 'n Hagar tipe. En hy sê vir weet jy wat, jy skep water daar. Maar ek wil vir jou water gee. Lewende water waarvan jy nooit weer sal dors kry nie. Johannes 4 vers 14 sê dit so, maar wie drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Christus Jesus kom, sit ook by 'n vroutjie by 'n put, en hy sê vir hierdie vrou, weet jy, jy's blind man, hier is 'n put, ek is die put, ek Christus Jesus is die put, en ek wil jou lewe verander, en eintlik was die put en die bron nog altyd Christus Jesus gewees.
Ek kan nie vandag vir jou 'n 5-stap plan gee om vir jou te sê, moenie bekommerd wees nie, as jy hierdie 5 goed doen, gaan jy sukses bereik nie. Ek kan nie vanoggend vir jou sê, man, as jy my boek koop wat ek geskryf het, wat ek nie geskryf het nie, of my CD koop, jy weet ons hoe maak die predikers, of as jy R1000 nou belê, if you give R1000 now, you will be blessed. Ek kan nie dit doen nie. Ek wil dit ook nie doen nie. Maar wat ek vir jou kan sê is, ek ken 'n man, 'n God, Jesus Christus, wat sy lewe gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek ken een wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die put, hy is die bron. En is so eenvoudig, want al wat jy hoef te doen is om te sê, Here, ek wil oorbegin in U. Wees U my bron, wees U my put, wees U my bron van lewe, my lewensaar, my wateraar. Jesus noem homself hierdie put, hy noem homself die bron. Wie van hierdie water drink sal nooit weer dors kry nie. Hy gee vir my en jou sy Heilige Gees, wat ons dors kom les, en wat ons lewe totaal en al verander. So jy hoef nie verder te soek nie. Jy hoef nie verder te wonder nie. Ek bid dat 2026 'n jaar van nuwe insigte vir jou gaan hê, maar dit begin by Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Daar's 4 goed wat ek saam met jou wil huis toe stuur, en dis eerstens dat, wanneer jy by die put uitkom, gaan jy nog in die woestyn bly. Ek weet nie of jy dit weet nie, want Hagar het toe nou nie magies gegaan daar na die land van die Galdeërs in Mesopotamië nie, sy het daar gebly. Maar weet jy wat, jy gaan geestelike dissipline in 2026 nodig hê. Ek wil dit weer vir jou sê, jy gaan geestelike dissipline in 2026 nodig hê, meer as ooit van tevore. Jy gaan gemeenskap nodig hê, sien jy hierdie mense rondom jou, jy het hulle nodig. Jy kan nie sonder jou geestelike familie klaarkom nie. Die derde, jy gaan gefokus moet bly. As God jou oë oopmaak, dan moet jy gefokus bly. En op wie fokus ons? Op God. Op Jesus Christus. Moenie toelaat dat die duiwel weer jou oë toe maak nie, maar hou jou oë oop. Het jy gesien op die cartoons, dan vat hulle sulke tandestokkies, dan druk hulle dit so by hulle oë in. Jy sal vir jou 'n paar geestelike tandestokkies moet kry en dit hier by jou oë moet indruk, sodat jy jou oë kan oophou. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus